Goeiemôre, dis donderdag is 5 Februarie, Dirk wat met u gesels. Ek hoor onlangs die storie van 'n paartjie wat opgewonde die bouplanne van hulle eerste huis by die munisipaliteit laat goedkeur het. Gedurende die voorbereidingsproses wat tydens die herfs skoongemaak word voordat die fondasie gegrou word, het die bouers egter 'n hindernis beleef. Presies waar die leefkamer volgens die bouplanne moes kom, was daar 'n hardnekkige rots in die grond. Na mislukte probeerslae om die groot, swaar rots uit die grond te grou, het die bouers die aftog geblaas. Die rots is behou en die leefkamer se bouplanne so aangepas dat die rots se fokuspunt in die vertrek geword het. So beleef ons ook van tyd tot tyd uitdagings in ons lewens wat ons van stryd wil bring, en dalk is jou net die feit dat jy die enigste gelowige in jou werksplek is en teenkanting juis weens jou geloof ervaar. Of dalk het jy slegte nuus oor jou gesondheid ontvang. Dalk bly jy werkloos al stuur jy hordes CV's uit. Dalk is jy die een wat die boere wat tans worstel met die back and closure, of dit het nog nie op jou plaas gereën nie. Hoe bid jy nou? Staan jy nogtans vas in jou geloof en vertroue in die een wat voorsien? Aan 1 Korintiërs 16 vers 13 skryf Paulus: Wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk. Ook in Psalm 125 vers 1 skryf die psalmdigter: Die mense wat glo dat die Here hulle sal help, is soos die Sionsberg wat nie val nie en wat altyd daar is. Dis die Bybel vir almal. 'n ander Bybelvertaling vergelyk so iemand wat in geloof bly vas staan met 'n rots wat met geen hyskraan of koevoet beweeg kan word nie. Hy staan eenvoudig rotsvas. Al voel jy soms te swak of om selfs net een tree vorentoe te gee, kan jy weet dat God van jou situasie weet. Mag ons soos daardie hardnekkige rots in geloof en vertroue vas staan ten spyte van uitdagende situasies. Dis immers juis wanneer ons die toets slaag en die deurbraak beleef dat ons terugkyk op die moeilike tyd en dat dit 'n fokuspunt in ons geloofslewe word waaroor ons oor God se goedheid kan getuig. Sterkte daarmee. Vader, dankie dat U weet hoeveel ek kan hanteer en dat niks oor my pad sal kom wat ek nie met U hulp kan hanteer nie. Versterk my opnuut vandag en lei my deur die Gees met bonatuurlike wysheid wanneer ek dit nodig het. Ek vra dit in Jesus naam. Amen.